So, welkom julle almal. Ek wil net hier opstaan, dis hy. Nou ja, toe ek vanoggend, of toe ek so 'n bietjie, toe ek nou net daar staan, toe kry ek so 'n beklemming op my hart. Toe dink ek, ek moet 'n boodskap bring. Ek het 'n boodskap, dit klink nie, so net een het. Maar toe voel ek soos Jesaja, ek sien Jesaja daai toe, hy was in die troonkamer gewees en hy sien die engele en al die goedes en hy sê daar bestaan en hy sê wee my Here, want ek is iemand onrein van lippe en ek leef ook in 'n volk wat onrein is van lippe. En toe vlieg daar 'n engel van die en hy vat 'n kol van die altaar af en hy sit dit op sy lippe en hy sê van jou sonde is your sin has been atoned for. En toe dink ek dis wat Jesus vir ons kom doen het nie. He has atoned for our sins. So ja, ek wil met ons bietjie praat vanoggend. Ek wonder baie keer as ek hierdie boodskappe so uitwerk, wat sal ek dit noem? Is dit 'n lering? Is dit diep? Is dit vlak? Is dit wat ook al? Maar kom ons hoor dit sê die Here vanoggend vir ons. So, Efesiërs, met die hele boek Efesiërs. Ons gaan begin. Ek weet nou of daar's iets van julle in die oond is by die huis nie, maar ek dink as boodskap is nou 2 uur sal ons klaar wees. Maar in elk geval, nee, ek maak 'n grapie. Ons gaan, ek wil net deur die boek Efesiërs, ek het Efesiërs gelees. Ek net gee 'n timer hier op my sodat ek nou nie 2 uur klaar maak nie. Nou, waar is die ding nou? Okay, toe maar. Hy lyk nou weer anders. Die update gedoen die foon, hy lyk alles anders. Ja, toe maar. Maar dit is my timer, hy sê vir my wys. So in die as ek my boodskap 'n titel moet gee, dan sal ek sê, hoe verwag die Here moet ek as 'n Christen leef? Die hele ooit daai vraag gevra. Wat dink jy? Hoe moet jy leef? Alright. En 'n ander vraag is, hoe moet ek en jy ons geloof uitleef? Okay, dit is nog 'n uitdaging, want ek vra myself baie die vraag af in my werk en in daaglikse lewe. Hoe doen ek dit, Here? Hoe doen ek dit? Wat is reg? Wat is verkeerd? Baie keer het ons hierdie vraag en ek dink die begin kan begin by Spreuke 2 vers 1 tot 5. Praat Salomon, hy sê, my seun, as jy my woorde aanneem en my gebooie by jou bewaar, sodat jy jou oor laat luister na wysheid, jou hart neig tot verstand, ja, as jy na insig roep, na die verstand jou stem verhef, en as jy daarna soek, soos na silwer en dit naspeur soos verborgde skatte, dan sal jy die vrees van die Here verstaan en die kennis van God vind. So dis wat dit begin. So ek wil jou vra, neig vanoggend jou oor tot wysheid. Maar dan net die verse daarna, dan sê hy wysheid kom van God af. Alright, so as wysheid praat, dan kom dit van God af. Met ander woorde, as ek my oor daartoe neig, ek wil dit vir ons in die Passion Translation ook lees. Hy sê, my child, will you treasure my wisdom? So dis die vraag wat die Here vir ons vra. Sal jy my wysheid bewaar? Will you treasure my wisdom? Then and only then will you acquire it. And only if you accept my advice and hide it within, will you succeed. So train your heart to listen when I speak. So dis my versoek volgende, train your heart, as dis is wat die Here met jou praat, met ander, laat toe dat hy met jou praat. And open your spirit wide to expand your discernment. Dis dit wat ons almal wil doen nie. Ek wil goedes kan onderskei. Met ander woorde, ek met my gees oopmaak as die Here met my praat. And then pass it on to your sons and daughters. Yes, cry out for comprehension and intercede with insight. For if you keep seeking it like a man would seek for sterling, silver, searching in hidden places for cherished treasure, then you will discover the fear of the Lord and find the true knowledge of God. Ek dink 'n bietjie, as jy daai ding gaan lees en ontleed dit net so 'n bietjie, dan dink jy, hoe soek ek my silwer? Ek weet nie hoe myn silwer nie, maar ek dink dit is 'n redelike proses. Alright, en ek dink altyd na die flieks wat ou kyk met hierdie treasure hunts en al daai goedes. Weet jy, daai ou hy wys sy lewe daar om 'n skat te kry. Alright. En dan is dit wat die woord van die Here vir ons sê, as jy wil God leer ken, is dit jou gesindheid jy dit moet doen. Alright, so dan vra ek myself af, hoe leef ek my geloof uit? Nou, verlede week het middag gepraat oor gebed, die 7 stadiums van gebed, kan jy onthou? Ja, ek kan onthou, weet. Maar in elk geval, hy het die storie gebruik van Sagaria en Elisabeth wat gebid het en maar net deur die proses gegaan. En toe dink ek myself, weet jy, daar's 'n voorbeeld van 'n koppel wat gelowiges was, of ja, hulle lewe nie meer nie.
En toe het hulle het gebid. So dis ten minste een ding wat ek en jy as kind van God kan doen, ons kan bid. Maar so nou is 'n ander goed. Wat is ander goed is daar wat ons doen as Christen? Hoe kan ons goedes uitleef? Nou, ek wil so 'n storieetjie vertel van seker maar 'n grappie meer. Dit het regtig gebeur nie. Van die een ou, hy sien 'n ander ou soek daarso onder die straatlig in die aand, soek hy iets. En hy vra van my, sê, wat soek jy? Kan ek help soek? Hy sê, asseblief. Hy sê, wat soek jy? Wat het gebeur? Hy sê, ek het my kaartsleutels verloor. En hy sê, kan ek jou help soek? Hy sê, ja, asseblief, help my soek. Hy sê, waar was jy dit verloor het? Hy sê, ek was aan die ander kant in die donker, toe ek op pad met my kaart gestap, maar ek het dit daar sien, toe soek ek my in die straatlig. Alright, so dis nou Alright, so dis nou baie simpel, ek weet dit is nou dom, nee. Met ander woorde, die vraag wat leer ons daai is gaan soek op die regte plek. Waar soek jy? Alright, so as jy kennis soek, wat ons gelees in Spreuke, en wysheid soek, wysheid kom van God af. Gaan soek dit by God, maar nie gaan soek by die wêreld nie. Die wêreld gee vir jou wysheid, baie goed klink baie goed wat die wêreld vir ons gee. En dis wyse spreuke en die mense raak al aan hulle wysheid kwyt. Maar kyk aan die ewigheidswaarde van sulke goed is. Is daar ewigheidswaarde daar? Ja, dit kan my miskien help in hierdie lewe en dit help niks in hiernamaals nie. God se wysheid en God se insig help ons nou en in hiernamaals. So, nou gaan ons 'n bietjie kyk na die Bybel. 2 Timoteus 3 vers 16 sê, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Met ander woorde, dis waar ons wysheid kry. Dis presies wat die Bybel van ons sê. Dis nuttig tot lering, tot weerlegging. Ander mense kan kom met redenasies, dan kan jy dit weer lê met die woord. En dan is daar partykeer die deel wat ons nie baie like nie, is die teregwysing. So partykeer doen ek goed verkeerd, dan kom die woord en dit wys my tereg. En ook aan onderwysing in die geregtigheid. Dan kom hulle nie werk nie. Nou gaan ek hulle gees betrek. Daar gaan hy. Okay. So. So kom ons kyk 'n bietjie na Efesiërs. Nou ek gaan nie die hele boek Efesiërs lees nie. Ek gaan vir julle sê, so ek gaan ons die tyd spaar, gaan ek so 'n bietjie opsom gou vir ons en sê waar gaan Efesiërs. Nou as jy kyk na die boek Efesiërs, weet julle wie dit geskryf? Hulle het dit geskryf? Ja, wanneer het hy dit geskryf, weet julle? Ja, dis waar dit was. Dit is geskryf in die tronk. Ja, wel dan. Hy het dit geskryf so 60 jaar plus minus nadat Jesus opgestaan het in die doodheid. En Efesiërs of Efese, die plek Efese, weet julle waar dit is vandag? In vandag se lewe in die moderne tyd. Julle klou, vat uit daai. Jy was oor see, dis goeie daai. Nee, is in Turkye. Nee, is nie in Israel nie, is dit maar reg. Dis in Turkye, dis in die Weskus van Turkye. En daai tyd was Efese 'n Griekse Romeinse stad gewees. Nou was actually so aanbel hulle sê daar was so 250,000 mense daar gebly. Dis nogal groot. En ek dink vir daai tyd, ek weet nie of mense soos baie daai tyd, maar dis klink vir my nogal baie. So nou is hierdie gemeentetjie gewees daarso in Efese en Paulus skryf die brief aan hulle. En net vir interessantheid, hulle sê Efese is nou so 6 km van die see af. Daai tyd was dit 'n halwe stad teen die see gewees. So wys net hoe die goed verander oor tyd en hulle sê dit het toegespoel met grond en sand en al hulle goed is. En so die briefie gaan word, dis 6 hoofstukke wat in die brief is, en die eerste 3 hoofstukke gaan basies oor wat het God vir ons gedoen. Alright, en as jy kyk na die eerste Efesiërs 1 vers 4, dan sê hy het ons uitgekies en voorbeskik om sy kinders te wees. In vers 7 sê hy ons verlos deur sy bloed. In vers 11 sê hy ons het 'n erfdeel wat ons ontvang in Jesus. Alright, so dis wat God vir ons gedoen het. So Paulus herinner hulle daaraan en sê luister, dis wat God vir julle gedoen het. En dan gaan hy aan en hy sê in Hoofstuk 2 sê in die eerste 10 verse, dis basies by opsomming. Hy sê ons was dood deur ons sonde, maar as volgens sy liefde het hy ons lewend gemaak deur genade. Met ander woorde, ons is deur genade gered, nie uit werke uit nie. Dit weet ons is nou baie van ons is ou nuus. Vir wie is dit nie ou nuus nie? Julle almal lyk of julle dit weet. Mooi. En dan vers 11 tot 22 sê hy en ons is een in Christus omdat hy vir ons gesterf het en dit so bewerk het. Want dis wat Jesus vir ons gedoen het. Dis nie amazing nie. En dan in hoofstuk 3 gee hy vir ons goeie nuus. Hy gee dit nou vir, nou skryf hy dit vir hierdie Griekse Romeinse mense. Nie Jode, soos ek en jy, ons is nie Jode nie. Maar net interessant, ook hierdie goed voorberei, dink ek daar,
Weet jy, God het vir Israel 'n opdrag gesê, is enige ou na jou te kom. So almal wat in Israel bly, is nie net Jode nie. Almal wat in die Israeliese gemeenskap opgeneem was, is nie Jode nie. Dit was mense wat geglo het wat hulle glo. As hulle die wet en die goedes onderhou, dan is hulle welkom geweest. Hulle moes besny geword het dan, en dan is hulle opgeneem. So daar's nie noodwendig net Jode geweest om in Israel nie, maar dit is so side note. So toe gee nou vir ons goeie nuus, en hy sê vir ons dat ons wat nie Jode is nie, kan ook nou deel wees van hierdie beloftes. Nou, okay, dan gaan myself nou nie hier op 'n sidetrack sit nie, maar in elk geval. So, ons kan met ander woorde met vrymoedigheid na God toe gaan. Ek dink net die amazing boodskap wat dit is vir jou, wat 'n ander God en Griekse gode of ander godes aanbid het. En nou hoor jy dat jy met vrymoedigheid kan gaan na hierdie God toe. En dan bid Paulus dat elkeen Christus se liefde sal ken. Alright, en dan in vers, nou gaan ek net so 'n bietjie teruggaan in die eerste hoofstuk toe. Hy sê, as gevolg van dit wat God vir ons dan gedoen het, hierdie is die amazing goed wat God vir ons gedoen het as heidene, wat nou nie deel is van hierdie Israelse beloftes en goedes nie. Dan sê hy, bid hy daarso in die eerste hoofstuk vers 18 tot 19, sê hy, dat elkeen sal verstaan en weet wat die hoop van sy roeping, en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo. So gaan lees dit, julle kan, so by the way, wanneer ons op daai topic is. Hoeveel van julle het 'n Bybel, fisiese Bybel hier? Ja. Wat verkies julle, fisiese Bybels of elektroniese Bybels? 50-50. Sê weer? Ja, ek hang af vir wat? Jy hom lees? Gewoon vinniger, nee. Okay, jy kan search ook, dit is lekker is. Die Bybel search met jouself search. Die rekenaar doen dit nie, maar in geval. So hy sê hy bid dat ons die hoop van sy roeping, wat die hoop van sy roeping is, met ander woorde dat ons dit sal verstaan, wat die hoop is van God se roeping op ons lewe. So as jy 'n kind van God is, het jy roeping op jou lewe. By default. Alright, so as die oomblik as jy tot bekering kom met jy roeping. So nou bid Paulus en hy sê, ek bid dat julle dit sal verstaan en dat julle sal weet wat die hoop is van sy roeping. Dis die een ding. En dan die tweede ding is wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel. Met ander die rykdom van die erfdeel wat ons gaan ontvang, dat ons dit sal verstaan. Alright. Nou, dis nogal vir my 'n bietjie noteworthy, want ons dink nie altyd in hierdie goedes nie. Ons weet nie, ons besef nie die hoop wat daar is in die roeping wat die Here vir ons gee nie. En dan besef ons ook nie altyd wat die erfdeel is, die rykdom wat in die erfdeel is nie. So, en dan nou vanaf hoofstuk 4 dan sê hy vir ons hoe moet ons leef. Nou dat hy gee vir ons die agtergrond en sê dis wat God vir ons gedoen het. En as ons dan nou hierdie ding kan verstaan, hierdie roeping wat hy op ons lewe sit, hierdie hoop wat daar aan ons is nie. Dan is daar sekere, ek sal nie sê dis voorwaardes nie, maar dit is 'n sekere dan etiket wil ek amper sê. Dan sê hy as dit so is, dan leef jy nou waardig hierdie roeping. So kom ons lees vers 1. Nou begin hy dit nogal 'n sterk woord. Hy sê ek vermaan julle dan om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Waardig die roeping wat julle mee geroep is. Eers wil ek dit verstaan, wat sê die roeping? En as ek dit begin te verstaan, dan moet ek wandel waardig wat dit is. So met ander worthy the calling nie. So die Engelse sinonieme daarvoor sê, hy begin met die woordjie vermaan. Dit sê plead, urge, beg, invite, call near, admonish, exhort en warn. So dis klomp woorde wat hy gebruik. Hy sê ek asseblief ouens, verstaan wat ek vra julle asseblief leef hierdie roeping wat julle wees waardig hierdie roeping wat julle wat op julle lewens is. As ek dit kan vir Afrikaans sê ek dis ferm advies. Dit sê vir iemand om versigtig te wees. Dus as jy nou met 'n motorfiets Johannesburg toe gaan ry jou kind, dan gaan jy vir hom sê asseblief my kind, ry tog net versigtig, want die ander mense ry nie altyd so versigtig nie. So dis daai tipe gesindheid wat jy het. So dit is die gesindheid waarmee Paulus ons aanspreek. Dan sê hy ek wil julle ek vermaan julle asseblief om die roeping wat julle het op julle lewens om waardig deur die roeping te loop. En die Passion Translation sê I plead with you to walk holy in a way that is suitable to your high rank given to you in your divine calling. In other words, a suitable life. Alright, ons almal doen dit. As jy julle almal het hier toe gekom vanoggend. Ek sien nie een met sy pyjamas hier sit nie. Alright. Dalk het dit onderaan. Ek weet nie, maar sal jy dit nou nie sien nie. En maar in elk geval jy het 'n suitable klere aangetrek om hier toe te kom.
As jy gaan sport doen, dan trek jy suitable klere aan vir die situasie. As jy die roeping verstaan dat God op jou lewe het, dan is daar 'n suitable lifestyle wat saam met gaan. En dan die Good News Bible sê, I urge you then, live a life that measures up to the standard God set when He called you. So daar's 'n sekere standaard wat God stel, maar om vir ons. En dit is wat ons nou begin hy die hoofstuk so. En dan vers 2 sê hy, begin hy dan sê, hoe doen ons dit? Maar dis seker die logiese volgende vraag, nou hoe doen ek dit? Hoe leef ek hierdie lewe waardig wat die Here op my gesit het, of hierdie roeping wat hy op my het? Hy sê daarso, met alle nederigheid, sagmoedigheid, ons gaan nou na elke van die woorde kyk, lankmoedig, terwyl julle mekaar in liefde verdra, en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar, deur die band van vrede. Nou dit ernstig strewe, so kom ons kyk na vers 2-3, hy sê met alle nederigheid, nou wat is nederigheid? Wie van julle weet wat is nederigheid? Wat beteken om nederig te wees? Sê weer? Kinderlik. Ja. En wat, jy het iets gesê van jy dink nie te veel van jouself nie. Wie het dit gesê? Jy het dit gesê. Ja, jy dink nie te veel van jouself nie. Dis 'n selfbeeld, die definisie, Woordeboek definisie sê, dis 'n selfbeeld wat beskeie en eerlik is oor jou eie tekortkoming en sterkpunte. Met ander woorde, moenie te veel van jouself dink nie. Alraai. En dan sagmoedig. Vreedsaam, geduldig en saggeaard. Nou, dan dink 'n bietjie sagmoedigheid. Sagmoedigheid dink ek kan mens maklik verwar en jy kan vir jouself dink jy is maar 'n bietjie slap. Nee, dis nie slapheid nie. Dit is jy is vreedsaam, jy's geduldig en jy's saggeaard. Lankmoedig en hierdie het my nogal ek sê nie gefloor nie, maar dit is nogal iets anders wat hier uitkom. Geduldig en vergewensgesind. Waar die vergewensgesindheid? Geduldig en vergewensgesind. En dan sê hy terwyl julle mekaar in liefde verdra en ernstig streef om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede. Nou, daai ernstige strewe om wat te doen? Om die eenheid van die Gees te bewaar deur 'n band van vrede. Met ander woorde, 'n ernstige of 'n moeitevolle, gedetermineerde en 'n doelgerigte poging om 'n doel te bereik. Dit is wat dit beteken om ernstig te doen. Met ander woorde, dis nie net wishy-washy, ag ons happy-go-lucky, hier gaan ons nie. Dis 'n doel wat as jy die Comrades vir Murdoch, hy kan vir ons vertel wat dit beteken om die Comrades te gaan hardloop. Hoeveel voorbereiding het daar ingegaan? Dit is 'n doel wat hy nagejaag het. Hy het ure op die pad spandeer. Ek weet nie wat takke het hy deurgedraf nie, maar aan die einde van die dag dit is 'n doel wat. So daar's is my goeie definisie van dit is 'n moeitevolle of 'n gedetermineerde of 'n doelgerigte poging om 'n doel te bereik. Dis wat hy gedoen het. En daai selfde gesindheid moet ons gebruik om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van vrede onder mekaar. Hoe om dit te doen? Hoe doen ons dit? Ons doen dit met nederigheid, met sagmoedigheid, met lankmoedigheid en ons verdra mekaar in liefde. Maar dit is deel van daarvan om jou om waardig te wandel volgens die roeping wat jy op jou lewe het. En dan gaan hy verder, gaan ons spring ons 'n paar verse, dan gaan ons vers 22 toe. Sê wat julle vorige lewenswandel betref, moet ons die ou mens aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan. Met ander woorde weet ons die goed, ons almal het al baie gehoor. Ek weet ek het tot bekering gekom, so ek moet my ou mens aflê. En dan toe dink ek, weet baie keer dan dink ons daan 30 jaar terug toe ek bekering gekom het, toe ek dit en dit en dit en dit gedoen het. So ek moet daai mens aflê. Weet jy, gister is ook 'n ou dag. Gister is ook 'n ou mens. Gister het jy dalk ook 'n fout gemaak. Gister het jy dalk ook iets gedoen wat nie strook heeltemal met die lewe wat waardig is. Hierdie roeping wat hier op jou lewe geplaas het nie. Lê daai ou mens af. En dan gaan hy aan en hy sê en dat julle dan vernuwe moet word in julle gees van julle gemoed en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Met ander woorde, gryp hierdie nuwe mens elke dag. Dis 'n daaglikse proses. Dis nie 'n proses wat 30 jaar terug gebeur het nie. Dis 'n ding wat daagliks gebeur. Daagliks wandel ons in hierdie calling wat die Here op ons lewens gesit het. En dan gaan hy nou aan met ander goedes en ek wil nie so erg op baie goed fokus nie, maar ek gaan dit vir ons lees in vers 25. Sê hy daarom lê die leen af, so ons moet nie jok nie. Ek gaan nie elke ding lees nie. Hy sê word toornig en moenie sondig nie, laat die son nie ondergaan oor julle tore nie. Ons het dit al baie gehoor, nê? En ek weet nie of julle dit al beleef het nie. As jy gaan kwaad slaap,
Partykeer dan sê ons nee, los my net uit. Ek wil net so 'n bietjie gaan slaap gegaan. Maar as dit by toren, en ons gaan nou 'n bietjie kyk na die woorde toren. Dit is nog baie interessant ek het die goedes voorberei. Daar's 'n verskil tussen woede en toren. Maar ons gaan nou daarby uitkom. En toren is nogal, dis net so amazing in die Bybel die regte bewoording het, die regte woordkeuses het. En 'n spesifiek toren, hy praat nie van woede nie, maar van toren. En ons gaan nou sien hoekom toren so belangrik is. Want as jy gaan kwaad met toren gaan slaap, dan broei dit. Maar dan staan jy môreoggend nie beter op nie, staan slegter op. Maar in elk geval, so laat die een wat steel, hy moet nie meer steel nie, hy moet gaan werk. En dan kom dit vers 11, sê, laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. Maar nou wil ek kom by vers 30. Nee, dis nie vers 11 gewees, dis vers 29, sorry. En dan maar vers 30 sê, en hierdie is nou waarop ek wil fokus, want hy het gesê, nou het hy gesê, ons ernstig strewe om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van vrede. Nou kom hy by vers 30 en sê, bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Maar so nou toe dink ek myself, weet jy, Jesus, toe hy saam met sy disippels geloop het, toe loop hy saam, elke dag is hulle saam in al die goedes gewees, en toe hy weg gaan tussen hulle hart sê, hy sê, maar moenie bekommerd wees nie, ek stuur vir julle iemand, ek gaan vir julle die Heilige Gees stuur. En hy gaan saam met julle loop elke dag. So imagine Jesus nou langs jou, want die Heilige Gees is nou langs jou. So hy is nog steeds by jou. So as jy hierdie goed doen, wat ons nou hier gaan lees, dan bedroef ons die Heilige Gees. Dan is net so goed ek loop saam met Quentin en ek doen goed wat hom irriteer. Dan gaan hy of vir my sê, ja, hou op. En as ek ander daarmee dan bedroef ek hom, dan gaan hy sê, nee, ek wil nie meer saam met jou loop nie. Ek sê nie, dis wat die Here doen nie. Nie hoor dit ek nie sê nie. Maar dit is die dink by jouself daai ding in van, iemand irriteer jou, iemand bedroef jou, jy word in jou hart, word jy hartseer, en dink jy, maar hoekom hou die ander ou hierdie ding aandoen? Nou, kom ons gaan kyk, wat is dit? Nou sê in vers 31, hy sê, alle bitterheid, en woede, en toorn, en geskreeu, en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. So kom ons gaan kyk gou bitterheid. Ek gaan vir ons sê, dis 'n progressie, as jy mooi gaan kyk, dis 'n progressie van emosie daai. Bitterheid is 'n gewone gevoel van wrok of teleurstelling. Wag, kom ek skiep daai gedeelte. Dan sê ek, kom ons kyk bitterheid. Bitterheid is waar alles begin, dis die wortel. Nee. So gaan ons hier lees. Hulle sê dit begin diep binne in jou. Dit is die onverwerkte seer, teleurstelling of wrok wat jy in jou hart koester nadat iemand jou te nagekom het. Dit broei in die geheim. So daar's daai bitterheid. Nou broei dit. Dit broei hier binne nie. En dan gaan dit oor. Die volgende die progressie is dan die volgende ding. Dis dan die reaksie. So eerste plek sit die wortel, dan kom 'n reaksie. En dit kom in die vorm van woede. So as bitterheid lank genoeg broei, verander dit in woede. Dit is die binneste emosionele ontvlamming en frustrasie. Jy begin heeltyd geïrriteerd en kwaad voel oor die situasie. Heeltyd. Alright, so baie keer dan kom ons vir ek weet nie of dit 'n goeie voorbeeld is nie, maar die taksies irriteer ons almal seker iewers in jou lewe op 'n stadium, nee. So as jy nie oor dit kom nie, dan is jy net geïrriteerd as jy hom sien. Hy kan 200 meter van jou wees, hy hoef nie eens naby te wees nie, maar jy is net sommer klaar geïrriteerd as jy hom sien. Alright, so dis my voorbeeld van bitterheid wat omsit in woede. Alright, nou as ek sommer net, as ek hom sien, party mense sê, maar party mense het 'n gesig wat lyk soos 'n fiets, as jy hom sien, nou wil jy hom trap. Nee. So as jy daar is, dan het jy nou oor gegaan in woede. Alright, so moenie daar kom nie. So dis die progressie van reaksie. En dan begin toorn, dis die kookpunt. Die kookpunt van reaksie, die woede, nee. So die woede raak nou so sterk dat dit oorgaan in toorn. En dit is die doelbewuste berekende gevoel dat jy reg het om wraak te neem of die ander persoon te straf omdat hulle verkeerd gedoen het. Nou dink aan 'n progressie, so dit begin by die bitterheid, dan gaan dit oor in woede. Ek is nou kwaad, maar ek sal niks doen nie. Nou die volgende dink ek, maar ek dink ek het ook dat ek sterm is nou nie 'n wurm nie. Ek het ook mos 'n wil en ek is mos 'n man of 'n vrou ook partykeer, maar in elk geval. Dan kan ek kan mos nou in toorn optree, dan begin ek iets te doen. So dit gaan oor in dade en in aksies. En dan sê hy ons met geskreeu van ons af verwyder. Dit is die ontploffing. Dis wanneer almal nou weet hoe jy nou voel oor hierdie situasie. So dis die emosie kan nie meer binne gehou word nie en bars uit na buite. Dit manifesteer as harde woorde, argumente, skelle, lawaai en fisiese of verbale konfrontasie. So dis goed wat die Heilige Gees bedroef.
Dis goed is wat die Here van sê, dis nie waardig die roeping wat ek jou voorgeroep het nie. So verwyder daai goed van julle af. En dan begin die lastering. En dis die aanval. So dit is die finale verbale vernietiging. Nadat die geskreeu bedaar het, begin jy in 'n ander persoon se naam, karakter of reputasie doelbewuslik sleg sê of afbreek, teenoor hulle of agter hulle rug. Nou Joyce Meyer het nog iets gesê wat ek nogal by my gebly het. Sy het gesê, sy het nou 'n issue gehad met mense as hulle haar so in haar gesig aanvat nie. En sy het my gedink, ag, kom oor dit. Sy sê, maar wat sy dan gedoen het, is sy by die huis kom en sy met haar man gaan praat daaroor. Dan sy het die mense bespreek met haar man en vas. En tot die Here eendag vir haar gesê het, stop dit. Sy sê, en dit is vir my daai ding. Dis hoekom, dis lastering. Want nou begin jy 'n persoon te bespreek agter sy rug en teenoor hulle of agter hulle rug. En daai alles saam, so die eerste 5 punte, bitterheid, woede, toorn, geskreeu, lastering, saam met alle boosheid moet dit verwyder word. Boosheid of kwaadwilligheid is die onderliggende dryfveer, die slegte gesindheid wat ander mense doelbewus verleed aandoen. Die versie sê eintlik, hierdie hele kettingreaksie moet soos 'n vuil kleed uit jou lewe uitgegooi word, omdat dit verhoudings en jouself vernietig, ultimately. En ek dink ons almal het al iewers aan ons lewe met dit te doen gehad. Nee, dat jy besef wat dit aan jou doen. En dan kom jy op 'n punt in jou lewe waar jy fed up is vir dit. Dat jy net sê, maar iets moet ek aan doen. En dit dan baie keer waar mens gaan vir berading of jy, ek weet nie, of jy kry 'n crash of jy gaan eindig in 'n hospitaal op en sien nou weer 'n instorting of iets van daai lyn, want jy het net te veel van hierdie goedes in jou lewe gehad. Maar kom ek gee vir die goeie nuus. Alright. Daar's die volgende vers ook geskryf in die Bybel, vers 31, dit gesê vir ons. Nou verstaan ons, so dalk is daar goed waarmee jy kan identifiseer. Maar vers 32 sê, maar wees vriendelik en vol ontferming met medelee teenoor mekaar, en dis die goeie nuus. So hoe kan ek, wat is die antidote vir al hierdie goedes wat ek nou hier gelees het? Dan dink jy, yes, Here, hoe raak ek ontslaaf van hierdie goed? Nou kom ons gaan kyk gou, hy sê so, wees vriendelik en vol ontferming met medelee teenoor mekaar, en vergeef mekaar soos God ons in Christus en Jesus vergewe het. So, ek is 'n bietjie gaan kyk, vriendelik, daai brief is in Grieks geskryf, by the way, en die oorspronklike woordjie is Christos. Dit beteken bruikbaar, vrygewig en bedagsaam. Dit is interessant, vriendelik baie keer in Engels is 'n smile op jou gesig, en 'n knik van die kop, en dan is ons vriendelik geweest. Want toe nou nie. Bruikbaar, vrygewig en bedagsaam, dit is die doelbewuste besluit om goed te doen aan ander, selfs wanneer hulle dit nie verdien nie. Dis wat dit beteken om vriendelik te wees. Alright, en dit staan direk teenoor bitterheid. Alright, so dink nou weer, bitterheid het ons gesê, dit begin diep binne in jou, dis die onverwerkte seer, daar's iets wat gebeur het in jou. So, as jy dit die antidote daarvoor wil hê, dis 'n aktiewe ding, dis nie net 'n passiewe ding wat gebeur, dis 'n aktiewe ding, wat jy gaan, jy doelbewus besluit om goed te doen aan ander. Dan die volgende enetjie sê hy, is vol ontferming of medelee teenoor mekaar. Die Griekse woord daarso was gewees eusplanknos. En dit verwys letterlik na goeie ingewande. Die tyd, daai tyd het die mense geglo dat jy Moses sit hier in jou maag. Nou, ek weet nie van julle nie, maar partykeer as mens op jou senuwees is wat jy is, as jy hier staan, dan gebeur hier 'n paar goedes in jou maag. En so, ek kan verstaan hoekom het hulle so gedink, want as hulle opgetens is en as jy gestres is, dan sit hier is nie goed en nie lekker nie. En so dit is meer 'n ding van dis 'n diep innerlike empatie vir iemand anders se pyn. Dit is wat dit beteken om medelee te hê. So is hierdie diep innerlike empatie met iemand anders se pyn. En so eerste plek is jy vriendelik, jy's doelbewus, gaan doen jy iets vir die persoon, en dan het jy medelee met hierdie persoon. Alright, en dan die derde ding is dan vergewensgesind. Die Griekse woord daarso is karitsumai. En hierdie woord is afgelei van charis, wat genade beteken. Met ander woorde, daar's genade in vergifnis. So dis nie net die aanvaarding van 'n verskoning nie, dis die vrylating of vryspreking van die skuldige sonder om betaling of wraak te eis. Dis baie keer die verskoning, ja, ek aanvaar dit, maar weet jy wat, die binne jou, ons vir almal ken hierdie goed, is spreek vry. Nee, dis wat God met ons gedoen het. Dink by jouself, hy het ons vry gespreek. Want daar's 'n prys wat ek en jy moes betaal het vir sonde. Alright, en dit was die dood. En God het ons vrygespreek, nog selfs voordat ek gebore was, het hy ons vrygespreek.
En hy het dit jare terug gedoen. Hy het daai keuse gemaak en sê elke mens wat sy geloof in Jesus Christus het, sal hy vryspreek. Alright, en hy hoef niks te betaal daarvoor nie. Alright, en dit is wat Middelburg nou gesê het van die wet. Die wet het gekom en die wet kan jy nie red nie. Jy moes al die goed gedoen het, maar jy sou net nooit genoeg kon betaal nie. En dit is so goed, ek gee vandag vir jou 'n rekening en sê jy skuld my $35 biljoen. Hoe gaan jy dit betaal? Jy kan nie. Alright, so as ek jou vryspreek en sê ek vir jou, jy hoef dit nie te betaal nie. Dit sal lekker wees as jy my kan betaal, maar dit gaan nou nie gebeur nie. En so ek wil, ons kom in vir 'n landing. Die patroon, daar's 'n patroon en 'n motivering van hoekom ons dit moet doen. En die belangrikste deel van hierdie vers is die maatstaf wat gebruik word. Die vers sê jy moet vergewe, jy moet nie vergewe as jy reg voel daaroor nie. Net as die ander persoon jammer sê nie, die standaard is God se vergifnis. So as jy gaan kyk, die basis is God het jou eerste vergewe toe jy vir die minste verdien het. God het ons eerste vergewe. Hy het, toe ons ver was van hom af, het hy ons vergewe. En ek daar gedeelte in die Bybel, ek kan nie onthou wat dit nou staan in my nagvraag het gesê, weet jy, 'n ou sal nog miskien sal hy vir 'n goeie vriend jou lewe aflê. Nou, maar dit is skaars wat gebeur. So wat is die kans dat iemand dat jy vir jou vyand dit gaan aflê? En dis wat Jesus gedoen het vir ons. Hy het sy lewe vir ons afgelê. En so die kanaal was gewees dat God se vergifnis het 'n prys gekos. En dit kos my en jou ook 'n prys. So as ek iemand vergewe en vryspreek, dan kos dit my 'n prys. Maar dit kos my trots en my reg op wraak. Alright. So dis alles deel van 'n lewe wat loop wat waardig is die roeping wat jy op jou lewe gesit het. So daar's 'n etiket, that's the standard God sets for us. En dan die logika agter dit is dat jy kan nie God se oneindige genade ontvang en dit vir 'n ander weier nie. Ek weet daar is genoeg getuie gelykenisse, Jesus het 'n baie lang gelykenis vertel daaroor. Wat hy gesê het dat daai gelykenis van die ou wat die geld geskuld het, en toe het hy hom vrygespreek en toe hy uitgaan toe gaan hy, maar sy die ander het 'n bietjie geskuld het en toe sê hy hom betaal. En dit is vir my baie interessant. Jesus maak melding spesifiek daarvan en sê as jy nie vergewe nie, gaan God jou nie vergewe nie. Nou dit maak my nogal bekommerd, want as my sonde nie vergewe is nie, wat is die gevolg van dit? Jy weet? Dat staaks gaan brand. En so, dit is die logika. Ek kan nie vergewe nie, maar verwag God my. So ek kan nie God se genade so 'n deel maak van my lewe as ek nie kan vergewe nie. En dis hoekom ek dit doen. Met ander woorde, kom ons kyk gou na die kontras tussen vers 31 en 32. Sê dat bitterheid hou dinge in. Maar vriendelikheid reik uit na buite toe. So bitterheid hou dit binne, vriendelikheid reik uit na buite toe. Woede en toorn, want ons moet nou bitterheid, woede, toorn, geskree en lastering met ons verwyder van onsself, maar die antidote is vriendelikheid, medelee en vergifnis. So bitterheid hou ons in, vriendelikheid reik uit na buite toe. Woede en toorn eis straf en reg. Want dit is wat woede en toorn doen. Maar medelee sien 'n ander se swakheid. Nou dink 'n bietjie by jouself. Ek het so 'n scenario in my lewe eendag gehad met iemand wat my heeltemal misverstaan het. En hy was baie kwaad vir my. Hy wou nie met my praat nie, 'n klomp goeters. En ek het hom gebel. Hy wou nie my uit geantwoord actually, maar dit baie mislik. En langs die kort toe gebeur het wat gebeur het. En dis nie ek nie, dis nie die Heilige Gees. Toe hy doen wat hy doen, toe weet ek, hy doen nie wat hy doen omdat dit iets is wat ek verkeerd gedoen het en dis iets wat dit getrigger het. En ek het dit onmiddellik besef en toe het ek medelee met hom. Toe kan ek sy gedrag teenoor my kan ek hanteer wat nie goed was. Sy gedrag was alles behalwe goed. Maar as dit nie vir dit was nie, moet ek hom sy glorie ingestuur. Want dit is wat die vlees sou doen. Maar as gevolg van God se Gees wat ek kon gesien het daar medelee gehad het, kon ek aangehou het en hom gepersoe het. Ek het gepersoe dat daai verhouding herstel moes word. En daarso is dan die laaste ding is geskree en lastering. Wat ons gesê het, geskree en lastering is die ontploffing en die aanval wat die na die tyd die ou beskinder en al die goed is. En dan, so dit is wat ons breek af met woorde, geskree en lastering, maar vergifnis bou op en herstel die verhouding.
So dis die kontras. So daai 2 versies, gaan lees dit 'n bietjie, gaan vat tyd en gaan lees dit. Jy sal regtig waarde vind daarby. En met ander woorde, die brief Paulus se aanmoediging aan ons is. Kom ons maak regtig 'n ernstige, 'n moeitevolle, 'n gedetermineerde en 'n doelgerigte poging om 'n doel te bereik. Ek gesê het, om hierdie doel te bereik, dat ons die eenheid van vrede, die eenheid van die gees se band van liefde wat ons aan mekaar het. Kom ons bewaar dit, en dit is 'n doelgerigte poging. Dis nie net 'n ding wat, ons slaap oor, ek dink môre voel almal beter en dan gaan ons maar net aan nie. Nee. Want dit is nie so nie. Ons almal het dit al beleef. En so, nou dink 'n mens myself, joh, dis nog 'n tall order hierdie, hoor? En as dit die standaard is wat die Here wil hê ons volgens leef, maar guess what? Dis wat dit is, nee? So, dit laat my dink aan Matteus 5, toe Jesus, en ek is besig om af te sluit, toe Jesus gepraat het oor wat hy het gepraat oor moord en welis en egskeiding en as jy sweer en kwaad met kwaad vergeld, dan sê hy elke keer, hy sê, julle het gehoor, wat vir julle gesê, jy mag nie doodslaan nie, maar ek sê vir julle, as jy vir jou broer kwaad is sonder rede, en as jy vir jou broer dit sê en jou broer dat sê, dan moet jy in die hel se vuur verantwoording doen. Joh, dis nogal 'n bietjie wild. En met andere, Jesus het gekom en die standaard kom lig, want hy het nie gekyk net na die fisiese ding wat ek kan doen, want ek kan jou baie maklik flous en vir jou sê, ja, ek vergewe jou, maar hier binne my is daar bitterheid, en is daar woede, en is daar toorn, en dit omsit, en dan is daai verhouding net nooit weer dieselfde nie. Maar Jesus het die standaard kom lig, want hy het gekyk na jou hart, en dit is waar ek en jy ook moet aan kyk. Ons hart, waar is my hart? Waar is my hart in die ding? En dis die standaard wat God wil ons moet vir ons lewe. En so die standaard wat God stel is regtig hoog. En kom ons lewe en strewe daarna om daai roeping en standaard te eer wat die roeping waardig is, wat die roep ons lewens het. En so ek wil ons miskien, waar is die musikante, of kan jy 'n liedjie opsit? Enigeen, pick one. Ek weet nie, is daar iets wat jou dalk in jou hart getref het toe ek gepraat het? Ek dink aan Handelinge toe Petrus gepraat het met die ouens, toe is hulle diep in die hart getref. En daar was dan net iets wat die Here sy vinger op gedruk het nou, vir jou, terwyl ons nie so vinnig deur gegaan het. En as daar niks is nie, great, as dit goed. Nou wil ek net aanmoedig, kom ons leef vir die lewe van ons, om hierdie roeping te besef, wat die Here op ons lewens gesit het. Dis 'n hoë roeping. En dit is ons het 'n standaard waarvoor ons moet leef. En ek is nie beter as ander mense nie, maar ek het inligting wat my help om 'n lewe te leef wat God verheerlik. En dit is waartoe ons mik. En so kom ons versterk mekaar. Ek dink daar's 'n ander versie, ek dink staan in Hebreërs, ek sien dit maar seker nie. Dat sê ons moet mekaar aanmoedig, we must provoke each other to love and good works. En dan ons moet mekaar aanmoedig tot goeie werke, tot liefde en goeie werke. En dit is wat ek vanoggend kom doen. Ek wil julle aanmoedig tot liefde en goeie werke. Gaan doen dit met mekaar. Met ander, as jy iets in my lewe sien, dan gee ek jou die reg om vir my te kan sê, joh, ek het jou nou gesien af by die taxi ry, jy het hom gegooi met 'n appel. Dis nie goed nie. Alright? Dan ek gee jou die reg om dit te kom doen. Asseblief. En Jesus maak dit vir my en vir jou moontlik. Nie uit my eie krag uit nie. Besef dit. Waar kry ons krag vandaan? Ons sê altyd jy operate vanuit 'n plek uit. Alright, dit is een ding om te sê, so blyk 'n voorbeeld. As ons hierdie plek die mekaar in vuil maak, nee, ons elke keer kom, dan moet ons eers skoonmaak en dan nou ons kerk. En dan maak ons dit is uitputtend. Ons maak die plek skoon en ons operate vanuit dit uit. En ons operate vanuit die skoon uit en die netjies uit. Net so opereer ons vanuit dit wat Jesus vir ons gedoen het. Sy oorwinning is vir my en vir jou daar. Alright, en ons kan dit doen. En dan as dit vir jou voel, ja, dit is vir my te veel. Ek weet nie hoe gaan ek hierdie goedes uit my lewe uitkry nie. Ek sukkel met daai en daai en daai. Nou wil ek vanoggend vir jou sê, weet jy wat, jy is bekragtig in Jesus Christus. Jesus het die prys vir my en jou betaal. So, kom ons vat 'n oomblik en Jaco gaan vir ons sing. Gaan jy sing of gaan jy speel? Okay, goed. Julle gaan sing. Dan vat ons 'n oomblik en ons laat die Here net hierdie ding in ons harte settle. En ja, amen.